vir die salwing van die Heilige Gees. Vanoggend is dit die 10de preek in die reeks van die skare tot 'n kudde, waar ek glo, as julle baie al gesê het, verlede jaar Oktober maand, toe die Here vir my gesê, hierdie jaar is die jaar wat hy hierdie gemeente nie net 'n skare gaan hou nie, maar hy gaan ons 'n kudde maak om ons te mobiliseer, om nader aan hom te kom, om te doen wat hy wil hê ons moet doen, om sy roeping in my en jou lewe uit te leef. Dis waaroor die Here gekom het, dis waarvoor Jesus gekom het, om die verhouding met God te herstel, en ek glo, dis wat hy besig is om met ons gemeente te doen. Hy's besig om ons verhouding met God te herstel. Ek glo ook, ons lewe in 'n tyd waar die Here besig is om die skape van die bokke te skei. Jy gaan inval of jy gaan uitval. En dit gaan jou keuse wees. Ons het al baie vir u gesê, 'n skaap is 'n kuddedier, hy hoort saam met God se mense, maar 'n bok kies mos een kant die hele tyd. Hy kies mos sy eie kant. So kom ons vra die Here, Here, maak van my 'n skaap. Laat ek inpas in die gemeente, laat ek inpas in die roeping, dit waarvoor u my geskaap het. Onthou, die Here sê ek het jou uitgekies en jou aangestel om wat te doen? Vrug te dra. Hy sê, as jy vrug dra, sal jy enigiets in my naam vra en ek gee dit vir jou. Kom ons kyk na Micha 2 vers 12. Gewis sal ek jou geheel en al versamel, o Jakob. Gewis sal ek vergader die oorblyfsels van Israel almal bymekaar bring, soos skape in 'n kring, in 'n kraal, soos 'n kudde in sy weiveld. En dit sal dreun van mense, en ek glo met my hele hart, die Here gaan hierdie kerk so vol maak, daar gaan 'n gedreun van mense wees, maar weet julle wat, hoekom wil die Here 'n gedreun hê? Eerstens om sy naam te verheerlik, en tweedens om ons te mobiliseer om uit te gaan, dit wat Andrei getuig het vanoggend. Die Here wek mense op om te sê, Vader, jy weet 'n kerk is mos nie net inwaarts gekeer nie. As ons net lewe vir hierdie kerk, ek waarlik hierdie kerk sal doodgaan. Jou liggaam is geskape met selle. Hy produseer die heeltyd nuwe selle, en ek en jy moet daar buite gaan en nuwe siele inbring, en sê, Here, dit gaan nie net oor siele by die kerk te kry nie, dit gaan om oor siele by God te kry. Amen. Is dit wat die Here van ons vra? Julle weet, hy sê, terwyl ons so sing, toe kom hy gedagte by my op, ons ken almal die skrif van Matteus 28 vers 19, of 19 wat sê, gaan, verkondig die evangelie aan die ganse mense, maak disippels, bekeer hulle, doop hulle, leer hulle. Maar weet julle wat sê vers 18? Aan my, aan Jesus, is alle mag gegee. Alle mag, my boetie en my sussie, is binne in jou. Om te sê, Here, ek kan ook siele wen. Om te sê, Here, as ek nie siele kan wen met my mond nie, kan ek net 'n getuie wees. Maar die Here mobiliseer ons almal. Dis waarvoor ons vanoggend bietjie gaan praat is oor die Heilige Gees. Hy sê in vers 13, die deurbreker. Onthou, Jesus is die eerste deurbreker gewees. Hy het vir my en jou die prys aan die kruis betaal. Hy het vir my en jou gesterf, hy het opgestaan. Hy was verneder. Hy was afgebreek tot waar hy nie meer kon nie. Maar weet wat, hy het gekies. Hy het gesê, Here, as jy nou 'n tongetjie teen my opstaan, gaan ek nou nie die kerk uit bly. En sê, Here, weet jy wat, hulle is kinders van my, Here, gaan nie weer terugkom kerk doen nie. Nee, hy het aan die kruis gesterf. Hy was die eerste deurbreker. En weet jy wat vra hy van my en jou vandag? Is jy 'n deurbreker? Kan jy sê, Here, maak nie saak wat na my kant toe kom nie. Ek staan vas. My oë gefestig op die leidsman, Jesus Christus. Wat is Jesus? Die volëinder van my en jou geloof. Of gaan jy sê, Here, weet jy wat? Dit gaan nie goed met my nie, want almal praat van my. Niemand is lief vir my nie, en nou bly ek weg. Nee, hy sê die deurbreker sal optrek voor hulle uit. God soek mense wat opstaan en sê, Here, my geringste deeltjie, al staan ek by die deur en groet, Here, al skink ek die tee, Vader, al doen ek net iets, my deel. Onthou julle, ons het dit in hierdie reeks behandel, dat selfs die minder belangrikste deel word met die meeste suurlike kroon gekroon as dit by God kom. Moenie jouself onderskat met dit wat jy doen, en dink, Here, dis van geen waarde nie. God soek mense wat kan sê, ek breek deur, ek staan op. Hy sê die deurbreker sal voor hulle sal hulle deurbreek en deur die poort intrek en daardeur uittrek. En hulle koning sal voor hulle uitgaan. En die Here heeltemal vooraan. Mag hierdie gemeente ons oë op die Here hou. Maar mag die Here gee dat ons mense het in hierdie gemeente wat opstaan. Wat sê, Here, ek is 'n deurbreker. Ek wil voorloop. Ek wil leiding neem. Ek wil sê, Here, maar in my beskeie manier kan ek iets doen vir U. Amen. En dan vanoggend
gaan ek bietjie met u praat oor die Heilige Gees. Ek gaan net eers vanoggend vir u baie basiese goeds doen om te besef, weet julle wat is die funksie van die Heilige Gees? Weet julle hoe belangrik is die Heilige Gees in ons lewens? Toe Charles daar in die bidkamer bid, toe bid hy daai Romeine 8 vers 14 wat sê, hy wat deur die Gees gelei word, is 'n kind van God. Word jy deur die Gees gelei? Kan jy sê, Here, my doen en late gaan om u te verheerlik? My doen en late is wat u woord vir my sê. Onthou Johannes 12 vers 48 sê, daar's een wat jou in die laaste dag gaan oordeel. Dis God se woord. Julle weet vandag word ons baie kwaad. As iemand my teregwys, dan word ek baie kwaad, dan sê ek, Here, wie dink hierdie ou is hy? Dan sê ons, moet my nie oordeel nie. Julle weet daar's 'n verskil tussen oordeel en liefde. Die Heilige Gees oordeel nie, hy kom in liefde, hy oortuig jou. Hy kom met God se waarheid. As iemand na jou toe kom met God se waarheid, moenie kwaad raak nie. Sê, Here, ek gryp aan wat u vir my probeer sê. Here, ek gaan dink, wat wil u vir my sê? Miskien is dit die Here wat vir my en jou 'n boodskap wil bring. En dan kyk ons die belangrikheid van die Heilige Gees en ons gaan begin daar by Johannes 16 vanaf vers 7. Hy sê, maar ek sê vir julle die waarheid. Dis vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Jy sien, hoekom was dit vir die Here belangriker om weg te gaan as om op hierdie aarde in die liggaam te bly? Op aarde was hy mens. Op aarde kon hy nie op een plek oral wees nie. Hy kon nie in jou hart wees nie, hy kon jou nie lei nie, hy kon net by een mens op 'n slag wees. Maar jy sien, nou stuur hy die Heilige Gees om waar te wees? Altyd by ons te wees. Vers 8, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Hy sê die wêreld. Daar was 'n dag toe ek en jy sonde gedoen het. Daar was 'n dag toe ek en jy ver van God se koninkryk was. Toe ek en jy sonde gedoen het. Toe ons onder die oordeel staan om hel toe te gaan. Maar dankie Here, omdat die Heilige Gees oor jou gekom het, want hy in jou gekom het, het hy jou kom oortuig. So moet nooit na die ou daar buite gaan kyk en sê, o Here, julle ken mos van die fariseer en die tollenaar. Fariseer staan op sy bors en hy sê, dankie Here, dat ek net nie soos hierdie tollenaar is nie. En die tollenaar gaan op sy knie en hy sê, Here, wees my genadig. Ek arme sondaar. Dis genade dat ek en jy gered is. Maar weet jy wat? As jy nou die ou sien wat nie gered is nie, moet hom nie gaan oordeel nie. Wat is jou werk? Bring hom na die Here toe, gaan stap 'n pad met hom, gaan sê, Here, hoekom het jy juist daai ou op my pad gesit? Is dit nie miskien dat u my gebruik? Apollos het geplant, Cephas het nat gemaak, God laat groei. Hy gebruik jou dalk net om daai saadjie te plant. En as jy daai saadjie geplant het, dan kom die volgende ou, hy maak hom nat en die Heilige Gees laat groei. So kom ons sê, Here, u het ons gestuur. Hy sê van sonde omdat hulle in my nie geglo het nie. Wat doen die Heilige Gees? Hy oortuig my en jou. Laat ons nie in Jesus geglo het nie. Laat ons op pad hel toe was en hy het ons kom help om ons saak reg te maak. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. Jy sien Jesus kom en hy sê vir my en jou, die skeidsmuur is afgebreek. Die kloof tussen jou en die Vader is weg. Jy kan ook nou hemel toe gaan. Jy kan ook nou gaan waar ek is. Hy sê in Johannes 14 vers 2, by my Vader is daar baie wonings, gaan om vir jou plek te berei. As dit nie so was nie, het ek dit vir jou gesê. Dan sê hy vers 3, en ek kom terug. Ek kom terug om jou te vat, sodat jy kan wees waar ek is. Ons is nie as wese in hierdie aarde, op hierdie aarde agtergelaat nie. En van oordeel, omdat die owerste van die wêreld reeds geoordeel is. Die Satan is klaar geoordeel. Hoekom laat ons so toe dat hy met jou mors? Hoekom laat jy so toe dat hy jou lewe beregeer? Hy het nie nodig om jou lewe te regeer nie, my boetie en my sussie, word deur die Heilige Gees gelei. Kry die Heilige Gees in jou en sê, Here, van nou af gaan ek staat maak op die werking van die Heilige Gees om my te help. Vers 13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid. Wie is die waarheid? Jesus sê, Johannes 14 vers 6, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Sy woord, Jesus Christus is ons waarheid. Dis waar ons vashou. Dis wat ons gebruik. Dis wat ons sê, Here, dit dreig ons. Maar wanneer hy gekom het, die Heilige Gees van die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Wat het hy gehoor?
Hoor wat sê hy in vers 14. Hy sal my, Jesus Christus, hy sal my verheerlik om vir die wêreld te kom vertel, ek het sonde kom wegvat. Ek het gesterf. Ek is die weg. Ek is die middelpunt. Ek is die een wat na die Vader lei. Daar's geen ander manier nie. Hy sal my verheerlik omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Wat behoort aan hom? Hy is die Seun van God. Hy is die lewende Christus. Hy het nie net gesterf nie. Hy het opgestaan. Hy lewe tot in alle ewigheid. My boetie en my sussie, hy het vir jou so lief. Weet jy dit? God het jou so lief. Met al jou foute, met al jou sonde. Hy sê, kom na my toe net soos jy is en ek wys jou 'n beter pad. Ek wys jou wat dit is om die Here te neem. Die Heilige Gees, saam met God se woord, is daar gestel om my en jou van Christus te vertel, om my en jou te gaan vertel en jou te gaan oortuig, maar in Christus het jy 'n nuwe lewe, in Christus het jy oorwinning, in Christus is jy gesond, in Christus lê daar vir jou 'n pragtige inkomme, 'n pragtige nuwe lewe wat vir jou wag. Hy sê nie verniet in Jeremia 29 vers 11, as hy aan my en jou dink, die gedagtes wat hy ingaan ons koester, is gedagtes van vrede, en nie van onheil nie, om wat te doen? Vir my en jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Het ons 'n hoop? Amen. Hy het die dood oorwin, hy is 'n hoop. Hy het sonde oorwin, hy is ons hoop. Hy het vir ons kom wys in die vlees, kon ek dit doen, jy kan dit ook doen. Omdat hy dit doen, stuur hy sy Gees om jou te oortuig, maar jy's nie alleen nie. Ek oortuig jou om te sê, jy kan ook. Sê vir jou langs jou, jy kan ook. Sê vir jou aan die ander kant, jy kan ook. Jy kan ook. Hoekom? Want Jesus, die Heilige Gees is binne in jou. Ons is nie as wese. Wat is die Heilige Gees? Hy's 'n persoon. Hy's die Trinity. Hy's die Parakletos, sê die Grieks. Hy's die Parakletos. Hy's die een wat gestuur is. Weet jy die Heilige Gees het 'n gevoel? Gaan dit vir julle wys. Heilige Gees het 'n gevoel. Hy's gelyk aan die Vader en die Seun. Want God sê al reeds in Genesis, in die begin het ons mense gemaak na ons beeld, na ons gelykenis. Hy was nie alleen nie, hy was toe al reeds 3. Die Heilige Gees loop parallel. Ons gaan nou sien, die Heilige Gees ken die diepste wese van God se hart. Hy's net so belangrik soos die Vader, hy's net so belangrik soos die Seun. Daar's niks minder nie. Kom ons kyk gou, ek gaan net vir julle 'n paar name gee. Wat wonderlik is van die Heilige Gees. Eerstens, hy's die Gees van God. Hy's nie net 'n krag nie, hy's 'n persoon. Hy's 'n persoon, gelykstaande aan die Heilige Gees. En ek gaan vir julle nou sê, hoekom is hy 'n persoon? Hy's die Gees van Christus. Hoekom? Hy vertel ons, Jesus sê, hy gaan van my vertel. Hy gaan julle van my vertel. So hy, sy Gees, die Heilige Gees getuig van Christus. En dan die derde ding, hy's die trooster, soos ek nou gesê, die Parakletos. Weet jy wat beteken die trooster? Dis iemand wat saam met jou loop, om jou te oortuig, om jou te waarsku, om jou met liefde te behandel, om vir jou te sê, moenie dit doen nie, doen dit. Hy's daar, hy's nie daar, my boetie en my sussie, om jou te oordeel nie. Jesus sê, aan my kom die oordeel toe. Heilige Gees is daar, hy kom met liefde, hy kom met sy volle krag. Hy's die Gees van waarheid. Met ander woorde, hy getuig dat Jesus is die waarheid, Jesus is die weg, Jesus is die lewe. Hy kom en hy kom sê vir my en jou, as jy hierdie waarheid volg, as jy Jesus aanneem, as jy hom in jou binneste toelaat en jy dien hom, gaan jy hemel toe. Dis sy waarheid wat hy kom doen. Hy is die Gees van aanneem. Hoe roep ons Abba Vader? Deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom oor jou. Hy maak dat jy Jesus aanneem, so hy is die Gees van aanneming. Hy maak dat ek en jy, Johannes 1 vers 12, die Here aanneem. Ons sal nou 'n bietjie daarby stil staan. Hy is die lewend makende Gees. Wat doen hy? Hy vernuwe ons gees. Hy bring 'n nuwe dinamika in jou gees. Voor jy die Heilige Gees geken het, voor jy vervul is met die Heilige Gees, het jy 'n dooie gees gehad. Maar wat doen hy? Hy bring liefde. Hy bring vrede. Hy bring blydskap. Hy bring hoop. Hy bring vir my en jou hoop in hierdie wêreld. Hy is die bron van vrug. Wat sê Galasiërs 5 vers 22? Wat sê hy? Die vrug van die Gees. Met ander woorde, die Gees het 'n vrug. Hy het nie klomp vrugte nie. Liefde, goedheid, getrouheid, lankmoedigheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, geduld, vrede. Al hierdie goed, daai 9 vrugte, sluit 'n vrug in. Dit maak die vrug volmaak. Dit maak die Heilige Gees in my en jou. Weet jy, is baie maklik. As jy iets gedoen het,
gaan sit stil en vra. Gisterand ook so sit en voorberei, gistermiddag sê ek, Here, ek kort baie van daai vrugte. Ek raak kwaad, dan gooi ek my toys uit die kot uit, dan word ek nie meer vriendelik nie. Was jy vriendelik toe jy ingekom het? Of sit jy hier en sê, Here, ek vra ons baie keer vir die ouens, as ek so na sy gesig kyk, dan vra ek vir hom, Here, vra ek vir hom, is jou Here dood? Hy sê, hy pastoor, hoe kan jy so sê? En sê ek, wel, dit lyk soos ek na jou gesig kyk. Maar ek sien daarom as ek so na julle gesigte kyk, daar's lewe. Daar's vriendelikheid. So die Gees is binne in ons. Die Gees help ons. Die Gees maak dat ons blydskap het, dat ons vrede het. Die Heilige Gees is ons bemagtiger en ons toerusting. Onthou wat sê hy? Daar in Lukas, hy sê, bly in Jerusalem. Hoekom? Totdat julle aangedoen is met krag uit die hoogtyd, terwyl die Heilige Gees jou aandoen met krag, hy rus jou toe vir God se werk. Hy rus jou toe om te doen wat hy jou voor geskaap het, wat Jesus jou voor geroep het. Hy rus my en jou toe. Kom ons kyk bietjie na 'n paar van sy goddelike eienskappe. Die eerste, waar is die Heilige Gees? Hy's alomteenwoordig. Hy kan op baie plekke wees. Hy's binne in elkeen van my en jou. Jesus kon dit nie doen op aarde nie. Jesus kon nie, hy was 'n mens, maar toe stuur hy die Gees wat alomteenwoordig is. Kom ons kyk. Psalm 139 vers 7 sê, waar sou ek heen gaan? Waar sou ek heen gaan? Van u Gees. En waarheen vlug? Van u aangesig. Dan sê in vers 8, klim ek op na die hemel? Hy is daar. En maak ek die doderyk my bed? Kyk, hy is daar. Jy wat sê, Here, laat die Here my maar net kom haal. Vader, ek wil net in die hemel wees. Here, ek het nie meer 'n plan nie, hy is in die hemel. Maar as jy doodgaan, hy's daar ook. Hy's oral waar ons is. Hy's alomteenwoordig, hy's daar om ons te help. En dan die tweede ene, hy's alwetend. Hoekom? Hy ken die diepste geheime van God. Hy ken God se Gees. Hy weet wat in God aangaan, hy weet wat binne in my en jou aangaan. Hy weet wat hierdie hart van my en jou beset. 1 Korintiërs 2 vers 10 sê, maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Hoe het hy dit geopenbaar? Deur sy Gees binne in ons, want sy Gees ken die dieptes van God. En weet jy wat, die Heilige Gees praat so baie met ons. Hy sê so baie vir jou, dit wat jy doen, moet dit nie doen nie. Maar wat doen ons? Ons luister nie. Ons lewe 'n gejaagde lewe waar ons sê, Here, ek gaan dit môre regmaak. Here, ek gaan môre kry ek dalk weer 'n kans. Môre is nie gewaarborg nie. Die Bybel sê vandag as jy my stem hoor. Kobus, jy's verskoon hoor. Ek weet jy moet dringend gaan. Ons verstaan. Moenie sit in idle as jy moet gaan, ons weet jy moet gaan. Maar die Here is saam met ons. Weet jy, hy ken jou diepste wese. Hy probeer jou die hele tyd help. Hy's 'n goeie Vader, hy's 'n goeie God. Hy wil jou oortuig om die regte ding te doen. Maar weet jy, ons raak so afgestomp. Die Bybel sê in die laaste dae gaan mense soekers van plesier, genot en hulle self wees. Moet net nie durf om iemand op die hande te tik nie. Moet net nie dink om iemand oor die vingers te tik nie, want wie wat? Ons raak so vinnig kwaad. Kom ons word nie kwaad nie. Kom ons sê, Here, as iemand met my praat, gaan ek luister. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Wie van die mens weet wat in die mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. God weet, my boetie en my sussie, wat in jou is. Ons sê mos altyd, die Here ken jou hart. Hy ken jou hart. Hy ken jy sy hart. Sy hart is sy woord. Dit is maklik om te sê, Here ken my hart, moet my nie oordeel nie. Ken jy sy hart? As jy sy hart ken, dan doen jy wat sy woord sê, dan volg ek en jy sy woord. Ons kan nie ons eie Bybel skryf nie. Volg sy woord, bly by sy woord, dis wat hy ons kom doen. Die Heilige Gees is ewig. Weet julle, hy kan nie doodgemaak word nie. Hy's net soos Jesus. Hulle het Jesus probeer doodmaak, hulle kon nie. Hy's ewig. Hy's van begin tot einde. Hy's ewig in jou lewe. Maar jy sien, jy moet hom ewig hou in jou lewe. Jy moet afhanklik lewe van hom. Jy moet sê, Here, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor U. Dan lees ons in Hebreërs 9 vers 14. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself, deur die ewige Gees, hy's van ewigheid af, aan God,
sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Jy sien toe Jesus in die tuin van Getsemane was. Na hy klaar gebid het, wie het hom versterk? Die Heilige Gees. Toe hy gedoop is, wie het hom versterk? Die Heilige Gees. As jy gedoop word, wat gebeur met jou? Die Heilige Gees kom oor jou. Ons gaan 'n bietjie volgende week dalk kyk daarna. Wat gebeur as jy gedoop word? Daar's so 'n belangrike ding wat met jou lewe gebeur as jy gedoop word. Jy kan nie weer daarna dieselfde wees nie. Tensy jy besluit om dieselfde te wees. Tensy jy sê, Here, die Gees neem van my besit, maar ek wil nie verander nie. Hy het Jesus oortuig om aan hy kruis te sterwe. Jesus het sy vrye wil uitgedoen, maar die Heilige Gees wat die hele tyd saam met hom. Hy het hom nie gelos nie, hy gaan jou ook nie los nie. Alles waardeur jy nou gaan, weet die Here is saam met jou. Hy het 'n plan met jou lewe. Wat is die rol van die Heilige Gees in my en jou lewe? Wat is die eerste ding wat hy doen? Hy oortuig ons om Jesus aan te neem. Want hy sê in Romeine, in Galasiërs 4 vers 6, en omdat julle kinders is, hoe het julle kinders geword? Het die Gees van sy Seun, het God die Seun van sy Seun in julle harte uitgestuur. En wat doen hy? Hy roep Abba Vader. Hy maak dat ek en jy die Here aanneem. So hoe kan jy sê, Here, ek het die Here aangeneem? Maar sy Gees is nie binne in my nie. Sy Gees is binne in jou, maar jy moet toelaat, soos hy skrif, Romeine 8 vers 14, hy wat deur die Gees gelei word, is 'n kind van God. Jy kan die Gees binne in jou hê, maar jy kan toelaat dat jy jou eie lewe volg, dat jy jou eie kop volg. Vers 7 sê, daarom is julle nie meer dienskneg nie, maar kind. En as julle kind is, ook erfgenaam van God deur Christus. Die Heilige Gees kom oor jou. Hy maak jou kind van God en jy word erfgenaam van die ewige lewe. Maar jy en ek moet as kind van God lewe. Ek kan nie sê, ek is my ma se kind gewees, maar ek ken my ma van geen kant af. Ek wil nie met haar tyd spandeer nie. Ek wil nie aan haar gehoorsaam wees nie. Ek wil nie doen wat sy vir my sê nie. Ek luister nie na my ouers nie. Jy bly 'n kind van God, maar dit maak jou ongehoorsaam. Ons bly kinders van God, maar moenie ongehoorsaam wees nie. Volg God se woord. Sê Here, die Heilige Gees is daar. Romeine 8 vers 16 sê, die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Kan ek sien wie se hart vir die Here gegee? Nou weet wat, as die duiwel weer vir jou kom sê, jy's nie 'n kind van God nie, wat doen jy? Here, Heilige Gees sê vir die Satan hy moet soek alweer na, hy moet gaan. Hy is nie deel van my nie, ek is oortuig, want die Heilige Gees roep in my gees, Abba Vader, hy roep in my gees dat 'n kind van God is. Hoekom glo jy dit nie? Hoekom glo jy wat die wêreld vir jou sê? Hoekom glo jy wat die duiwel vir jou kom sê? Glo jy's 'n kind van God, maar weet jy hoekom glo ons is die kinders van God nie? Want ons lewe nie 'n gees van God binne in ons nie. Ons laat nie toe dat die Heilige Gees ons lei nie. Ons is te veel in die wêreld. Dan wonder ons, is ek regtig kind van God? My broer, my sussie, jy is kind van God. Al wat jy moet doen, raak net gehoorsaam. Gaan net terug in wat God vir jou beplan het, dit waarvoor hy jou geroep het. Wat is die Heilige Gees? Die tweede ding nog vir my en jou? Hy is jou helper. Hy is jou trooster. Hy sê strome van lewende waters sal uit jou binneste uitvloei. Wanneer jy baie keer so onberoulik aan die huil gaan. Weet jy wat is die Bybel die Here besig om te doen? Hy stort daai strome van lewende waters uit jou binneste uit. Hy kom vertel jou, man, jy's 'n beter mens. Moenie bekommerd wees nie, alles gaan oukei wees. Hy wil vir jou sê, alles gaan oukei wees, ek help jou, ek versterk jou, jy's nie alleen nie. Onthou Paulus bid vir 3 keer en hy sê vir die Here, ek kan nie meer nie. Hierdie Satan slat my met die vuis in die gesig. Hy bid 3 keer, hy sê Here, vat dit net weg en hy het 'n doring in die vlees. Ons weet nie wat dit was nie. God sê vir my genade is vir jou genoeg. Die Heilige Gees sê vir jou vandag, my genade is vir jou genoeg. Hoekom? Ek saam met jou. Jy's nie alleen in die stryd nie. Gaan jou nooit los nie. Ek's altyd by jou. Helper en trooster, Johannes 14 vers 16. En hy sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster, met ander woorde 'n helper gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Wanneer jy baie keer so alleen voel, herinner jouself aan Hebreërs 13 vers 5 wat sê ek sal jou nooit vergewe, ek sal jou nooit verlaat nie, hy is jou helper, hy is by jou. Sê dankie Heilige Gees. Maak meer spraak op die Heilige Gees om jou te help, om jou te lei in alles waardeur jy gaan. Hy is die Gees van die waarheid. Johannes 14 vers 26 sê, die Heilige Gees, hy sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek julle gesê het. Weet jy hoe maklik is dit? As jy nie weet om die regte pad te volg nie, gaan lees die 4 evangelies.
Matteus, Markus, Lukas, Johannes, dan vra hy die Here, wat het u gedoen? Dit is so maklik. Die Heilige Gees leer jou om te doen wat Jesus gedoen het. As jy op die verkeerde pad gaan, dan leer jy om te doen wat Jesus gedoen het. As jy op die regte pad wil bly, gaan doen net wat Jesus gedoen het. Want die Heilige Gees sal jou help. Hy sal jou lei, hy sal jou terugbring op die regte pad. Hy oortuig ons van sonde. Hy stemmetjie wat vir jou sê, stop dit. Moenie, dit gaan jou moeilikheid bring, maar jy weet mos, ons luister nie na daai stemmetjie nie. Hoekom? Ons is te gejaagd. Ons staan op in die oggend en dan slaap ons, dan raak ons besig en dan stamp ons kop langs die pad, huil ons lang traan. Dis okay as jy jou kop stamp. Vra net die Here en sê, Here man, ek het bietjie gemis vanoggend. Here, vergewe my. Heilige Gees, dankie. Ek is op die verkeerde pad. Help my weer terug. Hy sê in Johannes 16 vers 8, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel, ook vir my en jou. Hy oortuig ons. Wat is oortuiging? Dis liefde. Hy kom in sy volle liefde en hy sê vir jou, my kind, moenie dit doen nie. Jy sien die duiwel kla jou aan. Ons sê mos altyd die Heilige Gees kla ons aan. Kla jou nie aan nie, hy oortuig jou. Daar's liefde by, as ek jou aankla, is daar wraak. Ek soek nou, jy moet gestraf word. Maar as jy nie luister nie, God sê hy tig die een wat hy liefhet. As jy nie luister nie, dan gaan jy partykeer bietjie pak slaag kry, dan wonder jy hoekom. Is dalk die Here wat jou wil terugbring op die pad wat hy vir jou beplan het. Die Heilige Gees bring vrug in ons lewens. En om die vrug te kry, rus hy ons toe. Hy bring vrug en hy's toerusting. Hy's 'n toerusting tot krag. Hoor wat sê hy in, ons het dit nou gelees, Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Weet julle, kyk hierdie ding in die Engels. Ek kom agter die Engelse ouens het 2 vrugte minder. Gaan lees in julle Engelse Bybel, hulle het net 7. Hulle het nederigheid het hulle uitgelos. Hy sê nederigheid verneder jou onder die kragtige hand van God. En selfbeheersing. Pas selfbeheersing toe. Moenie toelaat dat jy kwaad raak as die omstandighede nie. En dan sê hy, 'n toerusting. Waarmee rus hy ons toe? Geestelike gawes. Hy gee vir my en jou gawes wat vir ons kan gebruik om God te dien, om die gemeente te dien, vir elke lidmaat 'n gawe om jou sterker te maak. Hy sê in 1 Korintiërs 12 vers 4, daar is wel verskeidenheid van genadegawe, maar is dieselfde Gees. Jy sien, ons gaan nou sien, die Gees gee vir elke ou wat hy dink is goed vir jou. Wat hy dink gaan jy gebruik om God sterk te maak. Kan jy al die gawes hê? Ja. As jy dit wil hê, sal die Here dit vir jou gee. As jy dit tot sy voordeel kan gebruik. As jy dit wil doen om mense sterker te maak. En daar is verskeidenheid van bedieninge. En tog is dit dieselfde Here. En daar is verskeidenheid van werkinge. En tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Op daai oomblik het jy gedink as jy by 'n ou kom wat siek is en jy begin in tale bid, daai ou gaan dink jy's mal. Hy gaan jou nie verstaan nie. Maar die Here gaan jou gebruik om op daai oomblik vir 'n ou te bid en hy staan in daai bed op want jou gebed wat hy hoor, dit verander sy lewe. Want aan die 1 vers 8 word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee. Sien, op die regte tyd gee God vir jou wysheid. As jy dit nodig het, Jakobus 1 vers 5 sê, as jy wysheid kort kom, bid dit van die Here. Hy sal dit vir jou gee. En aan die ander, die woord van kennis deur dieselfde Gees. Partykeer wil die Here hê jy moet weet wat aan alles aangaan, maar jy hoef nie altyd die wysheid te hê om dit toe te pas nie. Hy wil net hê jy moet agtergrond hê daarvan. Aan 'n ander weer, geloof deur dieselfde Gees. Partykeer kom jy by 'n ou en hy het nie geloof nie. Wat doen die Here? Hy gebruik jou geloof om daai ou sterker te maak. Jou geloof om daai ou op te tel, om te sê, man, my boetie, jy kan ook dieselfde geloof hê. En aan 'n ander, genadegawe van gesondmaking deur dieselfde Gees. Ek weet ek kan vir mense bid. En die Here maak hulle gesond. Ek het dit baie in my lewe ervaar. Maar weet jy, kom partykeer by mense. Dan vat ek iemand saam met my, dan weet ek op daai oomblik. Hy het op daai oomblik die salwing om vir daai ou te bid. En raai wat gebeur? As daai ou bid, raak die Here hom aan. Dis nie dat ek nie geloof het nie, maar ek besef op daai oomblik wil die Heilige Gees daai ou gebruik. Want hoekom? Die Here stig hom ook. Die Here maak hom ook sterk en die Here wil ook vir hom sê, maar jy kan dit ook doen. Dis nie net die pastoor wat dit kan doen nie. So die Here gebruik dit aan jou tot sy voordeel. Aan 'n ander, werking van kragte. En aan 'n ander, profeseë.
aan 'n ander onderskeiding van geeste. Ek weet dis mense hier. Here weet hulle het 'n goeie onderskeiding van gees. Ek is mos 'n ou partykeer ek mis daai onderskeiding van gees. En weet jy hoekom? Ek glo almal is goed. Ek glo almal is okay. Ek glo alles gaan net okay wees. Partykeer mis ek dit, maar dan kom 'n ander ou. Hy sê nee, maar pastoor, het jy bietjie aan dit en dit gedink? Dan besef ek, Here, dankie. Moenie altyd kwaad raak as hy jou regwys nie. Hy help jou. Hy het 'n onderskeiding van gees om jou vorentoe te bewaar. Sien dit raak, sien jou aanhou se gawe raak aan 'n ander allerhande tale. Het julle gesien wat gebeur? Ons gaan nog weer verduidelik volgende week. Het julle gesien as ons baie keer in die kerk kom, dan begin ou 'n taal bid en dan 'n ou dit uitlei, dan sê hy aan 'n ander tale en aan 'n ander waar was ek nou? 'n ander uitleg van tale. Sien, baie ouens kan in tale bid en die ander ou lê dit uit. Partykeer in die gemeente, die Bybel sê as niemand dit kan uitlei nie, wat moet jy doen? Swyg, gaan bid eerder by jou huis in 'n taal, want dit is nie altyd van die Here af nie. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil. Soos hy wil. Wat is die persoonlike kenmerke van die Heilige Gees? Hy's 'n mens met gevoel. Hoor wat sê hy? Romeine 8 vers 26. Nee, sorry, Efesiërs 4 vers 30. Die Heilige Gees kan bedroef word. Hy sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is, tot die dag van verlossing. En dan sê Markus 3 vers 29, maar wie teen die Heilige Gees gelaster het, sal geen vergifnis tot in ewigheid hê nie, maar is skuldig aan die ewige oordeel. Jy sien hoe laster ons teen die Heilige Gees. Die Heilige Gees waarsku jou as jy stop. Moenie, neem my aan, word verander, word besit van my heerlikheid. En wat gebeur? Ons luister nie. Ons stomp ons af en dan sterf jy, dan mis jy dit. Dan is jy ongehoorsaam aan die Heilige Gees gewees. Ek en jy het nie gedoen wat hy sê nie. Ongehoorsaamheid aan die Heilige Gees is seker die grootste sonde wat jy kan doen. Is om nie, jy bedroef hom. As hy vir jou sê om iets te doen en jy doen dit nie. Ons bedroef hom. En dan die laaste een. Hy tree vir ons in. Weet jy die Heilige Gees tree vir jou elke dag in? Glo jy dit? Romeine 8 vers 26 en 27 sê, en net so kom die Gees ons swakhede te help. As jy swak is, sê die Bybel, sê Paulus, as ek swak is ek sterk. Hoekom? Want as ek swak is ek afhanklik van God. En as ek sterk is, baie keer is ek sterk in myself. Maar hier sê hy kom jou swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees sal self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Hou op dat die duiwel vir jou sê, jy kan nie bid nie. Maak nie saak hoe jou gebed vir jouself klink nie. Die Heilige Gees hou net aan bid, want hy gaan jou help. Hy sê, hy tree vir jou in. Hy lei jou om die regte gebed op die ou ene te bid. Maar jy sien, die duiwel kom en hy sê vir jou, moenie bid nie. Hy wil nie hê ons moet bid nie. Vers 27, en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy oorkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Is dit nie wonderlik wat God sê? Ek weet wat die bedoeling van jou hart is. Miskien klink dit vir 'n ander ou, jou bedoeling is nie suiwer nie. Miskien klink dit vir 'n ander ou, dis nie reg wat hierdie ou nou sê nie, maar die Bybel sê, hy tree in, want hoekom? Hy weet. Hy ken die bedoelinge van jou hart en hy weet wat die wil van God is. Dan bid hy vir jou daarvolgens. Kom ons sê vir die Here, Here, begin by my. Help my, Here, dat ek meer van die Heilige Gees in ons lewe maak. Bertus, julle kan vorentoe kom. Partykeer maak ons te min van die Heilige Gees. Partykeer wil ons te min die Heilige Gees vra om ons te lei, want ons hou ons slim. Ons sê, Here, ons kan dit doen. Steek bietjie partykeer jou trots in jou sak en sê, Here, nou weet ek nie meer nie. Here, nou kan ek nie meer nie. Vader, nou het ek aan die einde van my eie krag gekom. Nou maak ek staat op u krag. Ons gaan 'n laaste liedjie sing. En as daar iemand is wat gebed nodig het, kom vorentoe, vra, Here, help my. As jy enige gebed nodig het, enigiets in jou lewe, kom vorentoe, ons wil graag ons geloof saam sit, ons wil saam met jou bid, ons wil saam met jou stry, saam met jou die Here vra. Miskien sê jy net vanoggend, Here, raak my aan, Here. Ek wil net meer van die Gees hê. Here, ek soek net 'n nuwe salwing. Die Bybel sê in Jesaja, die salwing van die Heilige Gees sal die juke in ons lewe verbreek. Ons almal het 'n nuwe salwing nodig. Sê, Here, stort net weer die Gees oor my uit, laat ek net weer 'n bietjie meer nuwe krag kan kry.
dink ek moet eers uitgaan, dat julle my salf, dat ek het weer 'n bietjie krag kan kry. Jy kan sê, Here, ek is nie moedeloos nie, ek het baie krag, God se krag in my, maar net om te sê, Here, maak my bietjie weer streamline, dat ek net weer so 'n bietjie binne in die woord beweeg. Ek net weer so 'n bietjie binne in die woord beweeg. Kan ek vra? Ek voel ek wil dit doen, Adrian, julle. Wil voel ons kerkraad. Julle moet 'n bietjie vorentoe kom volgende, kom bid vir my. Kom salf my. Ek voel as die leier van julle kerk moet julle my bietjie kom salf. Teresa kom saam. Ek voel ons moet julle my Teresa bietjie salf, bietjie oor ons bid vanoggend. Weet julle, ons wil hierdie gemeente hoorvat. Ons wil hê dit moet beter gaan in u gemeente. Ons wil beter leiers wees. Ons wil meer van die salwing hê. Ons wil meer van die Heilige Gees hê. En as ons klaar is, as jy gebed nodig het, kom vorentoe, ons wil saam met jou bid. Here, baie dankie Heilige Gees. Dankie dat U in ons midde is. Dit is so lekker toe ons nou so van die Heilige Gees sing. Dankie Heilige Gees dat U saam met ons hierdie pad stap. Dankie Vader dat U by elkeen van ons stil staan. U hand is nie te kort om te help nie. Here, U hoor mense se harte vandag. U hoor waardeur mense gaan. Heilige Gees, hulle is nie alleen nie. U versterk hulle, U gee hulle krag. U lei hulle in die volle waarheid. Dankie Heilige Gees vir die soete teenwoordigheid en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Kom ons staan, as daar mense is wat